Welkom by Kaap Vol Hoop, waar ons hierdie week net buite Wellington by Windmeelkelder se maandelikse mark kuier en is 'n heerlike bymekaar kom met 'n lekker plaasgevoel met baie verskillende stalletjies en natuurlik ook Windmeelkelder se kwaliteit wyne. Daar word lekker vuur gemaak met wingerdstompies waar bederf potjiekos gemaak word en sommer net 'n lekker bymekaar kom op 'n Saterdagoggend. En terwyl die wingerdstompies buite brand, is daar 'n groot verskeidenheid stalletjies om te besoek met iets van alles wat gekoop kan word. En natuurlik is daar lekker kos te koop waar daar sommer net rustig teruggesit kan word op 'n mooi Saterdagoggend met lekker musiek en samesyn. Ons gesels hierdie week met Annel Kleinhans, die proelokaal en kommunikasiebestuurder by Windmeelkelder. En wynmaker Abraham van Heerden vertel meer van die unieke wynproe en dit is saam met Waterblommetjie Brady. Dion Swanepoel is 'n bobaas kosmaker en hy vertel van die verskillende tradisionele disse wat hy by die markdag voorberei. En dan gesels ons ook protea blomme met Ian Smith wat ons vertel watter unieke proteas hy by die Farmers Market het. En dan ry ons net so om die draai van Windmeel na Nine Oaks vir Andrika van Skalkwyk ons meer vertel van hul akkommodasie en lekker eetplek. Maar eerstens gesels ek met Annel Kleinhans. By Windmeel is 'n gunsteling plek van my, moet ek sê. Ek was 'n paar keer hierso. Ons het van die beste produkte hierso. Ek is 'n groot Shannon, soos hulle Engels sê, fan van Windmeel. Sommer net die geskiedenis daarvan. Dit kom hulle tydjie nê, wat julle die mark elke eerste Saterdag van die maand. Ja, eerste Saterdag van die maand behalwe Januarie. Okay. Was met 1 Januarie, ek dink almal is dan met Ja, dan verlof. sal hulle op by Struisbaai en Natalus en oral. Dit geld vir die personeel ook. So die mark is eerste Saterdag van die maand al van 2010 af. Wow. So die mark is al 15 jaar in die gang en dit is regtig 'n baie suksesvolle mark. Ons bywoning is baie goed en dis maar 'n kombinasie van handuitgesoekte uitstallers, goeie musiek, Ja. 'n lekker plaasatmosfeer, gemaklike plattelandse gasvryheid en natuurlik die beste is topgehalte windmeelwyne. Ja, seker. Kyk, dit kan ek met oorgawe sê. Julle is in 'n unieke streek. Was al so lekker gesels saam met die wynmakers. Ons gaan nou weer verder op gesels hierdie program. En hierdie Shannon byvoorbeeld, hy het daai koejavel wat jy nie kan mis nie. En vir hierdie somertyd is dit dan briljant. Jy het seker 'n paar van hulle ook aan die yskas. Ja, nee, kyk al, ek dink al ons witwyne is regtig baie vrugtig. Chenin Blanc, ons Sauvignon Blanc doen baie goed. Ons Pinotage Rosé is fantasties, is 'n heerlike somerwyn. Dit maak 'n mens lus vir die somer. Dit maak 'n mens lus vir daai laat middagbraai en kuier om die swembad. So verseker. En dis hy tyd wat nou nader kom en nou bees wat ek kom kuier. Hulle kan 'n nota maak van daai eerste Saterdag in die maand, dis die een deel, maar hulle kan andersins net ook maar indraai. Dit hierso is natuurlik hulle kan kom proe. Die wyne is hierso. En net so op die Saterdag altyd dat hulle het een keer in 'n maand. Al die kosse is vir my lekker. En jy kan daai waterblommetjie Brady en 'n oxtail. En die waterblommetjie Brady gaan lekker saam met die witwyne. Chenin. Ek dink Chenin heerlik en dan ook Pinotage. Okay. Ons het September maand ons altyd ons waterblommetjie fees. Ja. Wat eintlik maar 'n plaasmark is wat net groter is en meer mense, ons het 'n potjie kos kompetisie en dan doen ons gewoonlik 'n waterblommetjie potjie pairing wat die vorige jaar se wenner was met 'n Chenin Blanc of met 'n Pinotage. En dit is heerlik. Ja, nee. Sommer net die omgewing, so laastens miskien Annel. Dit is net so buite die wat 'n prentjie wil maak van Namibia af. As jy van die Kaapse kant af Klagmuts afdraai, dan kom jy om die linkerkant, maar naby aan Wellington, naby aan die Parel. Naby die Parel, naby Malmesbury. Kyk al Windmeel val onder die Parel wynstreek. Meeste van ons druiwe is maar in die radius Boland, bietjie Swartland. Ons val onder die Parel wynroete. So dit is maar, en ek dink die voordeel van Windmeelkelder soos ons wat 'n koöperatiewe kelder is, ons het lede wat in al daai streke druiwe produseer. So dis regtig 'n kombinasie van uitgesoekte druiwe en wat ons ontvang. En dis wat belangrik is om sulke fenominale wyne te maak. Ja, nee, dit is inderdaad fenomenaal. So daar's natuurlik baie by die omgewing bied ook. So die wyn is een deel. So jy kan hier toe kom, jy kan lekker kom sit, jy kan 'n lekker wyntjie proe. Dan kan jy rondry. Kyk die Taalmonument aan. Jy's naby genoeg om sommer Blouberg toe te doen. Ja. Jy's eintlik in kontak van alles en dis wat die Kaap mooi maak. Al die tyd van die jaar en nou is dit mooi kom ons sê gaan die somertyd en die blare begin weer uitkom. Dis 'n lekker tyd in die Kaap. Dis lekker tyd om vakansie te hê. Ek dink ook oor die algemeen in die Kaap area en veral in die boere in die omgewing waar ons ook is,
jy het altyd iets groen. Ja. Kyk in die somer is die wingerde groen en in die winter is die koring groen. Ja. So absoluut, waar jy nou ook al gaan ry, het elke area en elke streek het maar sy mooi en sy bekoring. Ja, dit En is, in die berge, ek wil mens raak baie keer so 'n bietjie gewoond. Ek kry baie keer mense wat my vra, raak jy ooit gewoond aan die berge en dan moet ek net besef hoe mooi dit is. Vir ons het elke dag daarna vaskyk. Ja, dit is baie waar. En ek dink dit is so gekoppel aan as ek ook hoor wat jy nou sê van die omgewing. Dit altyd vir my geestelike konnotasie en hoop is een woordjie, die program is Kaap vol hoop. Vir baie geestelike konnotasie, vir ander is dit miskien meer 'n dag tot dag. Maar sommer net hoe ervaar jy hoop in jou lewe, sommer net daagliks waarmee jy besig is, mense wat jy ontmoet hier, so hoop is maar 'n groot deel van ons lewe. Mens moet, en ek dink as jy nie hoop het nie, dan dit is maar waaraan jou geloof gekoppel is. Jy glo en vertrou dat as jy vandag 'n slegte dag het, môre gaan beter wees. En jy moet hoopvol wees op dit wat die toekoms vir jou gaan bied ook. So en elke dag, ek dink my voorreg ook om elke dag met mense te werk is om dalk 'n bietjie van daai hoop mense moet wat in 'n ander persoon se lewe aangaan as ek by my nie by die proeflokaal instap en om daai gesels en 'n persoonlike aanslag te hê is ek dink ook belangrik vir dit 'n mens wees. En ek dink dit kom net terug na daai plattelandse gasvryheid toe wat ek dink ons baie goed doen. Absoluut, en ek kan jou komplimenteer daarop en die Namibiërs stem ook saam en Namibiërs is ook mense wat daarvan hou om saam te gesels. So as jy in Namibië instap, dankie glasie en dankie vir wat julle doen in die omgewing. So dit is een van die topklas plekke, so ek kan Windmeal ten sterkste aanbeveel, maar dankie vir jou tyd. Dankie Arie. Ons is terug by Kaap vol hoop en ons kuier by die maandelikse plaasmark van Windmeal Kelder. Die Windmeal Kelder is deel van die Parel Wynlande en dateer terug na 1944. Die windmeel waarna die kelder vernoem is, dateer uit die 1800s. Wynmaker Abraham van Heerden is al baie jare by Windmeal en hy vertel waarop Windmeal Kelder fokus. Spits ons definitief toe op Shannon en Pinotage. Dit is vir hierdie area is dit werk Shannon eenvoudig net baie goed vir 'n vars vrugtige styl en vir die gehoute styl ook, waar jy bietjie meer voller wyne kan maak hierso. En wyne wat 'n lang rak leeftyd het, lang potensiaal het om lank in die bottel te bly. Dit is verseker so, die konsentrasie is eenvoudig net ongelooflik wat jy kry van vrug. So ja, en Windmeal kom 'n lang paadjie saam, jy is heeltemal reg. En oor tyd het dit heeltemal verander. Klein begin en ons trek nou al by 15,000 ton. Ons plan miskien om groter te raak, maar om die kwaliteit beter te maak. Dit sal ons mikpunt wees hier by Windmeal. Elke jaar is maar 'n nuwe jaar, nee, en 'n mens kan daar's klomp dinge wat daarop inspel. Maar vir julle ook, dit bly seker, dit grens aan 'n kunswerk op die ou end om op die ou end te kry waar jy moet wees daar in die bottel. Ek dink mense met jouself ook bietjie vestig en die blokke leer ken en die mense leer ken en die kultuur ken agter dit. As mense 'n bietjie tyd spandeer saam met die blokke en jy weet waantoe gaan hy na jaar 1, het jy al volgende jaar alweer 'n bietjie beter prentjie van waantoe jy op pad is. So dit kom maar met tyd ook. En ervaring dink ek speel ook 'n groot rol. So ons weet al wat se blokke werk vir ons, wat se areas werk vir ons, wat se style kry ons hierso en wat kan ons maak af van. Ja, elke oes het sy uitdagings. Met die weer speel 'n groot rol vir ons. Omdat dit meestal droëland wingerde is dit 'n massiewe invloed op die wyn en die oes in geheel en die kwaliteit wat daarmee saamgaan. So ja, elke oes het sy uitdagings, maar dis deel van wynmaak. Dit maak dit amper uniek, want elke jaar
is dit nie noodwendig dieselfde nie noodwendig dieselfde planne wat gaan werk nie. Een van die produkte wat regtig topkwaliteit is byvoorbeeld julle reserve en mens besef nie hoe oud die blokke ook is nie. Verstaan ek reg is my 47 jaar? Ja. Ons het 'n hele reeks van ons windmeelreeks, dis 'n klassieke reeks wat ons meer of kom ons sê ongehoute styl maak van Chenin en van Sauvignon Blanc, die rosé ook. En dan met die rooi is dit bietjie meer 'n ligter styl. Ons het goeie konsentrasie, maar 'n bietjie minder hout wat ons gebruik daarso. En 'n bietjie kom ons sê bietjie meer approachable wines in 'n sekere sin. Met die reserve is dit dan 'n stappie op. Dit is bietjie meer gekonsentreerde wyne. Gesien bietjie meer nuwe vate en dan gaan 'n bietjie meer dit is blokgeoriënteerde wingerde daai. So dit kom van die blok af terug in die bottel in. En dan is natuurlik nog 'n reeks bo-op dit wat die Legend Collection is. En dit is waar ons nou uit net fokus op wat die beste van die beste is. Baie klein lotte en kyk net hoe hoog kan ons skiet met die wyn se kwaliteit in. Waar die Chenin Blanc natuurlik 'n groot mikpunt is vir ons en ons elke jaar 'n klomp planne en boustene wat mense het om daar te kom waar jy wil kom. En van daai blokke is oud, meer as 40 jaar oud en kom 'n lang tyd en hoe lank kan mens so 'n blok eintlik laat gaan? Weet jy ja, as dit op die regte plek staan, dan kan so 'n blok 'n lang paadjie loop. En daar's 'n geweldige toename in ouer blokke wat nou in die laaste paar jare wat mense sien wat se waarde dit werklik toevoeg. Ek dink die uitdaging bly maar net daarvan op die ou en waarde toe te voeg vir dit want jou oes raak maar al hoe kleiner. So jou produk gaan al hoe duurder raak. Maar laat dit 'n besonderse wyn maak, laat dit iets spesiaals maak, iets wat anders is as die res, wat uitstaan teenoor ander wyne. Dit is verseker so. En ek dink dit is kom ons so dryf is agter dit. Bewaar eerder daai goed, kyk mooi daarna en kyk of jy kan waarde toevoeg en die produkte nog steeds in die bottel kry en dat mense self opgewonde raak oor dit. Ek dink dit is die uitdaging, maar spesiaal is 40 jaar oud, dit is nie iets wat jy sommer sien in die klimaat van ons nie. 40 jaar plus, ons van die blokke wat ouer is dit is. So nee, dit is en daar's 'n groot navraag daarvoor. Baie bly. So ter afsluiting die program se naam is Kaap vol hoop. Vir jou ook ervaar by Windmeel persoonlik ook sommer net in die Kaap, so 'n mooi plek. Ervaar jy ook hoop en vir die pad vorentoe? Ja, nee, ek is een van daai mense wat amper half jy moet jou kop oplig en 'n bietjie opkyk. En nie na jou voete nie. En bietjie kyk hoe die wêreld oplyk boontoe. En dis blou lig wat jy sien, die son skyn en deur mense in die gesig te kyk en te groet en 'n smaak op die gesig te sit. Ja, definitief hoopvol en dit uit te straal maak jy sommer ander mense ook hoopvol. In hierdie tye wat almal maar so 'n bietjie uitgedaag is voor en wat almal ook nou wil aanbeweeg, dink ek is dit goed om jou kop 'n bietjie op te lig en die hoop definitief by jou te hou. Mens moet positief bly. Welkom terug by Kaap vol hoop waar ons by die bekende windmeelkelder kuier is net so buite die Parel en Wellington. En wynmaker Abraham van Heerden vertel ons meer van hul unieke wynproe en dit is saam met 'n heerlike tradisionele waterblommetjie bredie. Jy het ook so 'n proe gedoen daar op die dis nie mense, dis uniek. Mense is gewoond, mense doen 'n kaas en soms 'n roomys saam met 'n wyn, maar 'n lekker waterblommetjie saam met die wyne, hy komplementeer hom perfek. Ja, ag weet jy, dit is ons maar ons het die proe wat ons daar aanbied, is maar 'n bietjie waterblommetjies wat ons maak saam met 'n bietjie skaap en aardappels, self meer tradisionele styl wat gemaak word en hoe waar dit vandaan kom is waterblommetjies nog altyd daar is in hierdie omgewing in die Wes-Kaap. En dis iets spesiaals in die Wes-Kaap om dit te hê. En dis altyd interessant agter so 'n stelling om te sien dat mense weet nie eintlik van waterblommetjies nie. Hulle weet nie lekker waar pas dit in nie. So as ek klomp vra wat mense dan weer kan antwoord rondom dit. Waar dit vandaan kom, hoe jy dit voorberei en hoe dit natuurlik so saam die wyn werk. Jy weet ons het nou maar 'n Pinotage en 'n Chenin Blanc saam met dit gepair
Chenin blank, vars vrugte gestel, ongehoute chenin hier die agterparel uit. Breek mooi daai vetterigheid af van die potjie en die pinotage werk baie mooi saam die skaap wat in die potjie is. So nee, dit is altyd interessant om te hoor wat die kommentaar is rondom dit en ek dink mense geniet dit eintlik. Ons ietsie niets is veral as hulle dit glad nie weet nie. Ja, so ons geniet dit. Vir jou as senior wynmaker ook, is jy's as jy iemand van die Kaap ook altyd 'n liefde gehad vir die vir wyn maak en vir die proses, het dit maar vroeg op jou pad gekom? Weet jy, ja, soos altyd, mens vat maar 'n rukkie voor jy seker daar kom waar jy wil kom en waar jy weet jy is nou op die regte plek. En so het maar my ook gegaan, maar die wyn was maar in ons familie gewees. Oom is ook 'n wynmaker, so dit maar so half. Ek wou nog altyd in die landbou deelgeneem het en het ek my voete gevind met wyn. Baie lief daarvoor. Ek vind dit as dis amper al 'n voorreg om produkte te kan maak, jy weet, wat mense kan geniet op die einde van die dag. So en dit is dan 'n waarde toe te voeg. En dis 'n wonderlike fantastiese produk wat jy lang stories kan oor praat. Ja, ek is altyd opgewonde oor 'n nuwe oes, nuwe idees, nuwe planne en ja, ek sien uit weer na die volgende jaar. Ja, dankie Abraham. Windmeel het bytprodukte en mag die komende oesjaar weer eens topklas wyne oplewer. Ons praat verder oor waterblommetjies en wyn en ons gesels met Dion Swanepoel wat meer vertel van onder andere waterblommetjie breadies wat hy self maak. Dion, lekker om te gesels. Jou waterblommetjie breadie is 'n gunsteling. Ek het 'n paar van hulle al gekoop. Namibiërs wat ook kyk, waterblommetjie is uniek. Hy's eie in die Kaap, nee. Hy's eie in die Kaap, ja, veral hier in die Bolandstreke. Kom hier so in die damme, die riviere voor en so. Hy's so groen plantjie, lyk my groei so bo op die water, nee. Ja, hy's maar 'n waterplantjie. Hy groei so op die water en hulle pluk hom ook van die water af, direk van die water af. En so aan en dan gaan hy na 'n stoor toe waar hom skoon maak. Ja, absoluut. En so. Dan kan jy hom in 'n breadie gebruik. Jy gebruik hom in 'n breadie, ja. Jou liefde vir die kos maak. Jy maak waterblommetjie, jy maak ook curry afval. Jy kan kos maak. En beestert, ja. Beestert ook, okay, opstel ook, ja. Yes. Ja, ons doen dit nou al die afgelope 15 jaar hierso by Windmeel Kelder. Elke 10 keer 'n maand dat ons hierso dit doen. En vir 15 jaar was dit sukses. Ons het alle ander soorte potte probeer, maar die afvalpot was maar het kom bly vassteek in die beester. Ja, en dan 1 keer 'n jaar met die waterblommetjie fees, die waterblommetjies. Dis heerlik, ja. En hy's nou seisoengebonde ook maar. Dit is reg, ja, van Augustus tot einde September, Oktober, dan kry jy hom nou nie meer nie. Ja, lekker. En so aan. Ja, en hy is natuurlik baie uniek. Baie mense sê proe soos groenmondjie bread, hy doen nie. Hy het 'n unieke smaak. En jy moet suurigheid in hom hê om hom regtig aan die gang te kry, of hoe sou ek sê, dat jy regtig wat die smaak kan uit hom uitkry. Ja. En dan kan jy so suurlemoentjies so oor hom sit en dan heerlik. Ja. Absoluut. En so laastens saam met die wyne, Windmeel het natuurlik briljante wyne, maar ek verstaan 'n Chenin blank of ek 'n Chenin blank of 'n Sauvignon blank. Dit is baie lekker saam met hom. Ja, dan is hy perfek. Hy's perfek. Dan het jy nou die Kaap, dan het jy die Kaap. Dan het jy die Kaap, dan het jy 'n stukkie Kaap hierso voor jou en jy kan hom kom geniet. En veral die Boland, want dit is hier in die Boland wat hy is. Ja, en so aan, want dis basies waar ons nou voorkom, net hier in die Bolandstreek. Ek kom nie in Kaapstad eers voor nie. Dit is in die Bolandstreek wat ek voor. Dis 'n Bolandsene, maar as lekker om hier saam met julle te kuier. Windmeel is 'n great plek en wel gedaan. Ek wil net so 'n paar extras ek gaan huis toe vat. Nee, jy kan. Ek kan jou net sê ons het in die waterblommetjie fees het ons 6 potte gemaak. 3 nommer 25 potte en 3 nommer 20 potte. Ons het 546 mense kos gegee daai. Ja, dis briljant. Ja, dis heerlik. Wys so lief is die mense vir hom. Ja, nee, dit was. Ek sê vir jou baie dankie. Dankie Dion. Ja, dankie Dion. Die mense staan altyd tou vir daardie heerlike waterblommetjie breadie. En ons gesels ook verder met Ian Smith wat ons vertel van die unieke proteas wat hy by sy stalletjie verkoop. Ja, lekker om te praat. Dis mooi om blomme rondom 'n mens te hê. Jy sê van Wellington. Yes, dis reg. Liewe blomme nê. Jy dan ons se proteas hierso. Ja, dis hierdie proteas is almal inheems hier in ons Weskaap, aan die Weskaap, veral hier in die Boland. Dit is baie mooi proteas in die berge. En ons kweek deesdae die proteas dat mense dit in hulle tuine ook kan plant. Okay. En hierdie is dan nou een van die wat ons kweek, dis 'n spellekus en die Leucospermum. Ja. Alles pragtig en ek verstaan daar's omtrent 150 plus spesies of meer. Ja. Proteas en hulle blom eintlik reg deur die jaar.
Meeste van hulle blom so van jou in die wintermaande en dan in die somermaande blom minder, maar min of meer die hoogtepunt is so van jou herfst tot jou lente, as hulle blomtyd. In somer is hulle bietjie in rus. Ja, en het is lekker om hier by die markie te wees, hier by Windmeel, lekker so Saterdagoggend, kom uit en gesels met die mense. Absoluut. Wat vind jy die mense koop al hoe meer Proteas op? Hulle verstaan jy kan in die tuin plant. Definitief. Ek dink daar wat vir 'n lang tyd het Proteas half reputasie gehad dat hy is moeilik om te groei in jou tuin, maar daar's baie hibride wat hulle kweek en dan is dit heelwat makliker om dit in jou tuin te groei. Ja. En so hy is definitief baie gewild. Die Proteas is verskriklik gewild. Ja. Deesdae. En dit is baie mooi, soos ek hier kyk, sien ek hier die berge, die Bolandse berge, en dit is eintlik amazing om te dink dat hulle groei natuurlik hier so rondom ons. Ja. En dit is mooi, ons nasionale blom. Absoluut. Absoluut. Ja, die nasionale blom is die King Protea, die Koningsprotea. Ja. En hy groei ook baie wyd versprei. Ja. En pragtige blom. Dit was heerlik, maar lekker om hier in Wellington te wees en geniet dit. Ten minste mense kan 'n lekker wyntjie ook gaan proe. Absoluut. Dis wynwêreld. Wynwêreld en fynboswêreld. Dankie vir jou tyd. Dis plesier. Dankie. Welkom terug by Kaap Vol Hoop en ons het 'n bederfkuier gehad by die Windmeelkelder saam met wynmaker Abraham van Heerden. En net so 'n paar kilometer van Windmeelkelder in die rigting van die Parel het ek die unieke eetplek en blyplek besoek met die mooiste uitsigte oor die Bolandse berge. Dit is Nine Oaks Cottages and Venue en dit staan teen die hange van die Parelberg en ek het Anrika van Skalkwyk gevra, dit is sekerlik nie moeite om elke dag na die mooi berge rondom haar te kyk nie. Glad nie baie moeite nie. Nee, ek voel eintlik mense raak so gewoond daaraan. So dis vir my oulik as mense my herinner hoe mooi dit is en hoe bevoorreg ons is om eintlik hierdie uitsig te hê elke dag. Soos ons gesels, hoor ek die 4 kletter hier so agter ons vir die pizza oond. Miskien ook sommer net mense wat hier na toe kom. Weet wat kan hulle alles kry? Is die mooiste stoep en met 'n kroegie. Wat kan mense hier kom geniet eintlik? Okay, so deur die dag is ons 'n koffiewinkel en dan in die aande is die pizzeria en die bar oop. Ons het ook ek wil dit sê is 'n tipe padstal. Ons praat van 'n country shop en dat is ook verblyf beskikbaar op die plaas. Ons het 'n klein konferensielokaal, so ons doen konferensies vir so 35 gaste, kinderpartytjies en 'n dekor showroom, waar ons dekor ook kan voorsien vir sekere funksies en 'n kunsgalerytjie. So ietsie van alles. Alles is baie klein en intiem, maar ons geniet dit baie. Ja. En sekerlik mense wat nou van verre af kom, dis vir hulle seker ook daarom 'n goeie rusplek op die ouend om hierso te bly. Jy is naby genoeg aan die stad, maar dit voel absoluut soos platland. Dis reg. En ons is eintlik naby genoeg aan die stad om vinnig dorp te ry as jy ietsie moet kry of as jy 'n geleentheid moet bywoon. En net uit die stad uit vir daai rustigheid en amper sê net die stilte te geniet, ja. Wat van die stilte, hier so 'n pragtige amper 'n kapelletjie so agter jou. Dit is ook 'n plekkie waar mense as hulle nou regtig wil, dan kan hulle eintlik daar gaan sit en net bietjie rustig raak, wat ook belangrik is. Ja, so die kapelletjie was oorspronklik daar vir troues wat ons hier gedoen het. Dit is nou nie meer ons eerste prioriteit nie, maar dis vir my nogal oulik om dit te gebruik vir 'n tipe meditasie kamer. Die lang plan is om maar musiekie te speel en miskien 'n paar boeke te sit. So as jy nou hier kom vir 'n koffietjie en jy wil net 'n oomblik wegbreek, net daar te gaan sit en stil te word. Ja, ek dink dit is ook 'n manier om net bietjie aandag aan jouself te gee, bietjie ektyd. Ja, maar dit is nog nie 100% in werking nie. Ons is nog besig met dit. Om dit oop te los die hele tyd is nie altyd die beste opsie nie, maar ons kan dit doen. Ons sal nog 'n plan maak daarmee. En op hierdie pragtige stoep met die mooiste uitsig, ek neem maar as die son begin sak en is so rooi op die berge daaroor kan, dan is dit 'n lekker plek om net 'n pizzaetjie te eet, 'n koffietjie te drink en sommer net die mooi rondom te ervaar. Ja. Nee, ek dink ek wil amper sê so baie
dinge in die Parel wat mense lok. En om 'n hele naweek of 'n week of 'n vakansie te spandeer is eintlik ideaal. En ek dink hierso, omdat jy so 'n bietjie uit die dorp uitkom en net rustig te raak, is 'n goeie wegkom. Ja. Dis 'n mooi naam. Dis Nine Oaks en akkerbome is dan uniek van hierdie streek. Ek neem aan hier is 9 bome ergens. Hier is 9 eikebome en hulle is verskriklik mooi. Ek wil amper sê as hulle groen bot, is dit eintlik die beste tyd om hulle te kyk. Maar ja, die plaas of die besigheid is vernoem na die 9 eikebome wat hier staan en is nogal 'n kenmerk as mense hier aankom. Lekker in die warm Parel om onder die bome te sit. Die kinders geniet nogal die grasperk. Ek dink veral mense wat in die dorp bly, is gewoond aan die spasie en die ruimte nie. En ons is ook eintlik pet-friendly, is dit diervriendelik. So as mense hulle diere ook bring, is dit nogal lekker, is 'n baie lekker atmosfeer. Veral oor 'n naweek is dit nou baie lekker as dit baie aktiwiteit is. Praat van hoop en sommer vorentoe kyk, daar is daar hoop nie. Ervaar jy dit ook so? Daar is hoop. Ek wil amper sê in vandag se tyd, veral na COVID en amper sê ek al die sleg waarna mense kan vaskyk, sien ek hoop. Ek sien verandering. Ek sien mense waardeer ten minste net dit wat hulle sien, al is dit nie om vreeslik dit te spandeer of groot te gaan nie. Ja, ek dink om net hier te kom sit en 'n koffietjie te kan drink is genoeg. Ja, ek sou sê daar is hoop en ons moet net aanhou glo. Ja. So na 'n lekker kuier hier tussen Wellington en die Parel, moet ek daarom 'n pizza eet hier by Nine Oaks, 'n heerlike pizza. So ons het baie lekker gekuier by Windmeel, briljante wyne, 'n lekker markdag en baie spesiale mense hier by Nine Oaks met 'n baie spesiale plek met die mooiste uitsig ooit hier agter my. Tot volgende week van Terrykamp.